Hartlike goeiemôre. Amper gee ons daai wysie nuwe woorde Lenet en die ouens sing lekker saam. Nie hulle sing heerlik saam. Baie welkom by wat opgedaag het vanoggend. Ek sien hier's besoekers. Baie welkom by ons lidmate, baie welkom. Hier is mense wat dink ek graag vanoggend hier sou wou wees as gevolg van omstandighede. Ons mense wat by kanaal ingeskakel het. Baie welkom. Ek sit dink aan Etienne Leroux. Hy is vanoggend onder in PE. Hy het gesê hy gaan kyk na die uitsending saam met sy suster onder in die baie. Etienne, baie welkom. Daar's 'n streek onder by ons, die Kouga streek is so net so langs die lang kloof. En ek weet daar's manne wat daar bly wat elke Sabbat na ons uitsendings kyk. Tini. So ons nooi elkeen, ons heet elkeen baie welkom vanoggend in ons midde. Vir ons skriftuurlesing het ek 'n taamlike lang Psalm uitgehaal, Psalm 139, hy gaan op die bord verskyn. Julle kan sommer saam met my blaai daar na hierdie Psalm van Dawid, Psalm 139. Ek gaan hom so lank lees. Vir die musiekleier in Psalm van Dawid. En Dawid skryf, hy sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Dawid het eenkant gesit en hy bepeins hierdie gedagtes. Hy sê, U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë, hoe sê hy, met al my weë baie goed bekend. Maar daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan van U gees en waarheen vlug ek van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En luister hierdie pragtige gedeelte wat Dawid hierso skrywe. Hy sê, en as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskikking, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig, want U het my niere gevorm en my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle almal opgeskrywe. Dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Hy sê hoe geweldig. Ek dink terwyl Dawid hierdie Psalm skryf, kom hy tot die slotsom, hoe geweldig is God nie. En wanneer ons vanmiddag gekans het iewers by die huis, wil ek hê julle moet gaan lees weer Psalm 139. En ons gaan bepeins dit, elke vers wat Dawid skryf, en dis waaroor my praatjie gaan vanoggend. God, wat is die persepsie wat ek van God het? En dit waarmee Dawid die worstel is, maar die worsteling wat ek ook gehad het. En ons gaan tot so ver lees. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, waar ons vanoggend na U gaan kyk, Here, U is te wonderbaar. Ons kan dit nie bykry nie, Here. Ons kan dit nie praat nie. Ons kan dit nie eintlik bepeins nie. U is te groot. Die heiligheid is te groot. Here, wil U ons seën en die rustigheid gee dat ons U sal aanskou vir die God van die hemel en die aarde. Dis my gebed. Amen. Indien U vanoggend in die Langkloof kerk sou sit, die derde ry van voor af, so net so voor Andries en Magdal, en jy sit jou hand onder die bank,
onder die sitplek. En jy vryf onder deur die sitplek. Wat sal jy vind? Kom ons hoor wie is gesoute adventiste. Uit die kinderjare groot gemaak in die kerk. Andriesie? Wat sê weer Andries? Andries sê Kaugom. Indien u vanoggend u self, ek glo dat die Kaugom nog steeds daar gaan wees na amper seker 60 jaar, u self daar in daai bank sou bevind en die 4 hand onder deur die bank dat daar chewing gum, soos my ma gesê het, sal wees en hoe dit daar gekom. Ons het groot geraak in 'n baie groot gesin. Ek het vanoggend na die kinders gekyk. 4 van hierdie gesinne sou die helfte van ons uitgemaak het, wat jy gestaan het vanoggend. My pa het gesit hier reg voor waar hulle sit. My pa, my ma, klomp van ons. Daar was nie plek vir almal in die banke nie. En dan die jongstes het reg in die bank agter Andries hulle gesit. Nie agter my pa en my ma nie, aan die kant daar reg voor Andries senior. En my ma het altyd so oogie, net so skuins gesit met haar rug na my pa toe, dat sy oogie oor ons kinders hou. En daar was een ding wat sy vir ons die dood voor die oë gesweer het. Jy eet nie Kaugom in die kerk nie, jy kou nie bubblegum nie. En ek het 'n jonger boetie. En die kerk was vir ons bitter lank. Jy weet, ons het nie al die goed te verstaan in die kerkie. En my jonger boetie, ons 3 jongstes het daai kant gesit. En hy het altyd 'n baadjie gedra, 'n baadjie op die plaas, die baadjie is kerk toe. Hy het klein kolgansies groot gemaak en daai baadjie is kerk toe. En daar was altyd op 'n Sabbat of halfgekoude bubblegum of daar was reeds af van die papiertjie. Wie onthou die Kaugom, as jy hom oopmaak is daar vrae en antwoord stukkies. Onthou jy dit, Andries? Hy het vrae en antwoorde. Wie was die eerste man op die maan? En dan hy het dit stilletjies uitgehaal en die Kaugom is aangegee vir ons sonder dat my ma ongemerk elkeen so 3 koue, dan sy aangestuur na die een langsaan. 9 koue en die soet is uit, die bubblegum uit. En waarna gaan hy, Andries? Onder die sitplek. En wanneer die kerk uitgekom het, is ons almal in die kar. My pa het 'n groot chef verskyn gery en dan soos op pad huis toe. Daar was 2 roetes. Dit was die binnendeur roete van die plaashuis af. Dit was 'n lekker roete. Ons is kerk toe op die binnendeur roete, grondpad tussen 2 vleie, pragtige natuur wat daar is. Maar as die kerk uitgekom het, dan sê ons vir my pa, jy vat die teerpad. Die vinnige roete huis toe. En wanneer ons in die kar is dit 'n geoor en weer, is 'n geklets en gelag en my ma moes vermaan en ons kleinkinders het die ouens gaan nageboots wat die spesiale items gelewer het en my ma moes maar mooi praat ek weet pak slaas is uit, maar moes ek maar lag. En dan het ons vir my pa gesê trap die groenkar se vet. Ry hom. En ons gaan die groenkar net hier stop. Terwyl ek my praatjie voorberei het oor God. Wat is die persepsie wat ek van God het? Kon ek nie help om terug te dink aan my kinderjare 10 nie. Wat is die persepsies wat is ons by kinders gekweek is nie? Ons het groot geraak met klein kindergebedjies. Johan, dankie liewe Jesus vir mamma en vir pappa. Dankie vir peanut butter broodjies. Dankie vir 'n warm bedjie. En terwyl ek hierdie praatjie voorberei, sit ek myself in ondersoek. En ek vra vir myself, waar die pap op die grond geval? Is die persepsie van God korrek dit wat ek van hom het? Het my ouers dalk nagelaat om in hierdie warboel van kinders se groot raak? Daar was nie tyd vir stories nie. Dalk nagelaat per ongeluk, onwetend om die persepsie. Het die kerk dalk nagelaat om dit, of het ek net plain, hoe sê hulle, in absentia gewees, nooit opgelet nie.
Wat is dit wat ek en u van God sien? My ma was baie gevaarlik met 'n stoffer in 'n hand. Daar was nie tyd vir klein hofsaakies en kamer toe stuur nie. Sy het menigte stoffers op ons stukkend geslaan. Slaan is 'n understatement. My pa was nog gevaarliker. Ek onthou 2 pak slaas wat ek by hom gekry het met 'n fanbelt. Dat hang nog net so in die stoor. En daar was nie, hy was gevaarlik. Hulle het ons in baie liefde opgevoed. En dit is die idees wat ons het, wat by ons as kinders gevorm is. Bloemfontein is gevaarlik. En nou die ander dag toe hardloop of draf daar 2 toeriste voor die brandweerstasie verby. En ek gaan uit, ek sê stop, julle kan nie verder afgaan hier in die CBD soos ons dit ken nie. Is te gevaarlik, julle sal met julle lewe boet. En hulle het omgedraai. Maar weet ons, besef ons hoe gevaarlik God is? Het ons al so daaraan gedink? Het ons al vir mense vertel hoe gevaarlik God is? Verlede Sondagoggend is ek op pad werk toe en ek het so 'n paar minute, ek is bietjie vroeg en ek sit die TV aan en ek kyk CNN nuus. En ons sien almal wat op sosiale media en die nuusplatforms hierdie groot brande, waar was dit? Los Angeles, Kalifornië. En alle hel brand hier los. 700 brandweermanne is ontplooi, sal dit nie 'n kat se kans nie. Waterbomme word uit groot bouings daar uitgestort, windspoed van tot 110, 120 km/h. En dan word daar 'n klein stukkie op sosiale media geplaas. Hy sê, en ek gaan hom so 'n bietjie meng met my Engels en Afrikaans, hy sê 2 dae voor hierdie, they mocked God at the Golden Globes event and called him the creator of the universe, en die scored, hoeveel was dit anders? 3 punte. 0. Wie het dit gekyk? Het iemand dit gesien? They mocked God and they enjoying the blasphemy. Ek en David vanoggend vandag daaroor gesels voor die kerk. Hoe gevaarlik is God? Besef ons met wie ons te doen het. Daar was 'n teoloog hier in die 50's, Ernst Tesseman, en hy som eintlik my gedagtes op. En hy skryf 'n boek oor dit. Hy sê, het ons God afgekoel tot kamertemperatuur? Het ons God mak gemaak? Het ons hom hanteerbaar gemaak? Is dit hoekom dit gaan soos wat dit gaan in die wêreld? Ons sing hier 'n lied, hy is die pottebakker, ons is die klei, maar wil dit my voorkom dat die rolle dalk omgedraai kan wees plek. Ons kies 'n veilige God wat lekker in my gemaksone inpas. Hy skakel lekker in by my. Ons het hom so gemaklik gemaak dat ons self sy wette al verander het. Ek kan aanbid op 'n dag wanneer ek wil. En ons gaan vanoggend na 'n paar persone kyk hier in die skrif wat hierdie eerstehandse ervaring met God gehad het. En julle kan saam met my blaai hier na die boek van Exodus 3, 1 tot 6. Genesis, Exodus 3.
En die woord wat julle gaan hoor vanoggend is 'n gevaarlike God. Eksodus 3:1-6. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos, en toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur. Maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, wat sê hy? Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God te sien. Wat 'n verskynsel is dit? Ek het al amper 40 jaar in die brandweer nog nooit het ek iets teëgekom wat brand en nie uitbrand en nie rook afgee nie. En ek kan hier in my binneste kan ek sien hoe Moses nader gaan na hierdie boom toe, en dan sê God vir Moses, Moses, stop. Jy kan nie nader kom nie. Moses, ek is te gevaarlik. Ek is te gevaarlik, Moses, want ek is heilig. Moses, jy moet jou skoene uittrek wanneer jy my teenwoordigheid is. En ons sien wat gebeur met Moses. Hy bedek sy gesig. Is dit die persepsie wat ek en u van God het, wanneer ons hier in sy teenwoordigheid is? Hy's gevaarlik, want hy's heilig. Dalk is dit tyd dat ons soos Moses ook ons skoene bietjie uittrek. Ook dalk ons houding verander. Ook dalk neerbuig. Ook dalk ons gesigte bedek. Want sy heiligheid is gevaarlik. Dalk is dit tyd om soos Petrus hier in Lukas 5 vers 8, jy kan blaai saam met my hier na Lukas 5 vers 8. En dan gaan ons na Openbaring 1 vers 17, Lukas 5 vers 8. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. En terwyl ek hierdie gedagtes bepeins, dink ek, u weet, dit moenie my sondigheid wees wat my moet laat buig nie. Dit moenie my sondigheid wees wat my houding moet verander nie, maar die heiligheid van God wat met my laat buig. Dalk soos Petrus, is dalk tyd geraak, wanneer ek in ons binnekamers is, ook net dalk neerval en sê, God, U is heilig. Soos Johannes hier in Openbaring 1 vers 17, een van my geliefkoeste hoofstukke, een van my geliefkoeste persone in die skrif, Johannes van Patmos, en ek sit en dink, jy weet, ons weet sy probleem, hy was blind hier op Patmos. Moes hy blind wees om die heiligheid van God te aanskou, die nuwe Jerusalem te aanskou. Hy sê Openbaring 1 vers 17, hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos in dooie aan sy voete. En hy sê, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende
en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Is dalk tyd dat ons ook soos Petrus en Johannes moet besef met wie ons te doen het. Moenie maklik oor my praat nie. Moenie maklik met my omgaan nie. Moenie grappies oor my maak nie. Moenie my tot kamertemperatuur afkoel nie. Selfs sy verbondsnaam. Eksodus 3:12, baie gaan Eksodus toe. Eksodus 3:12, 13 en 14. En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. En selfs eenmal 'n jaar by die groot versoendag is sy naam eenmal uitgeroep hier in die heiligdom. Maar ons het hom afgekoel, sê hierdie teoloog, tot kamertemperatuur wanneer jy in gesprekke is met mense, gedurig deur, selfs in my werksplek, oralste, word die naam van die Here, onse God, uitlik gebruik, selfs hier, met hierdie besigheid in Kalifornië, is daar plakate rondgeswaai, we don't need God here. Hy hoort nie hier nie. Eksodus 20 vers 7 kom onmiddellik by my op. Ons blaai na hom. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. En dan gaan hy verder, die een wat sy naam uitelik gebruik sal nie ongestraf bly nie. Hoe hoor ons sy naam gedurig deur in gesprekke, in grappies, op sosiale media, op groot TV-skerms. Gisterand 10:30 by die brandweerstasie ek my kollega gesprek oor hierdie onderwerp gehad. Hoe groot is God? Hoe gevaarlik is hy? Hy sê eintlik vir ons, moenie maklik met my wees nie. Moenie gemaklik met my wees nie. Moenie maklik met my omgaan nie. Ek is te heilig. Wees versigtig wanneer jy met my omgaan. Wanneer laas het ons in diepe gebede, in 'n diepe gebed met hom omgegaan en van sy grootheid, sy heiligheid bewus geword? En ek vind, as ek maar ook ouer word, ek vind dit net gemaklik om hier by die kerk in my binnekamer tot God te bid. Want wanneer ons sy heiligheid besef, sal ons besef wie hy is, of is ons gebede maar net om 'n diens oop te maak en 'n diens af te sluit. Maar net te sê ons het gebid. Jakobus 4 sê onderwerp jou aan God. Jy moet versigtig wees. 'n Paste gebed is 'n diepe bewustheid van hom. Nie maar sommer net so nie, om 'n vergadering te open of te sluit nie.
gebede wat my bewus maak van sy heiligheid. Moses moes dit agterkom. Moses moes dit ervaar. Petrus moes dit ervaar. Baie ander moes dit in die skrif ervaar. Is dit wat ek en u ook ervaar? Hy's gevaarlik, want hy's heilig. Ons tweede karakter, ons tyd loop. Jeremia 15 vers 16. En ek lees hierdie gedeelte uit Jeremia uit. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep. Here God van die leerskare, ek het nie gesit in 'n vergadering van spotters of was nie uitgelate vanweë u hand het ek alleen gesit, want u het my met grimmigheid vervul. Waarom is my smart so ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou u vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike storm, waters wat nie standhoudend is nie. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, laat my ook aan Job dink. En wat lees ek hier, wat sê Jeremia? Ek is eintlik klaar met God. Ek is klaar. Maar wat sê God vir Jeremia? Jeremia, moenie maklik met my wees nie. Jeremia, jy's in my diens. Jy's op my term. Jy's op my voorwaarde. Jeremia. Bloemfontein sentraal, julle is in my diens. Julle kan nie my speel soos 'n jou nie. Julle is op my term. Jy's op my voorwaarde, Jeremia. Moses moet dit hoor, ek is gevaarlik. Jeremia, verander jou ingesteldheid. Jy's in die teenwoordigheid van God. En dan lees ons verder Jeremia 15 vers 19. Daarom so sê die Here: as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Sal jy voor my aangesig staan en as jy voortbring wat edel is en niks oneerliks doen nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie. En ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak. Jeremia, hierdie weg wat ek vir jou het, is nie 'n maklike weg nie. Jy sê jou kruis moet opneem. As jy my wil volg, met jou kruis opneem, Jeremia, jy's op my term en my voorwaardes. Johannes 20, Maria. Johannes 20, 11 tot 17, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. Terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien die twee engele daar sit met wit klere aan en by die een en by die hoof en een van die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe te sien en sien Jesus staan en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Sy dra haar om en sê vir hom: Rabboni, dit beteken meester. En Jesus sê vir haar: raak my nie aan nie. Maria moet my nie hanteer nie. Maria, ek is te gevaarlik om net te hanteer. God is groter en heiliger en gevaarliker as alles wat ons hier gesê het. God wil vandag vir ons sê: pas op, ek is gevaarlik, ek is gevaarlik. Laat my heiligheid jou buig, laat my heiligheid jou houding verander. En Fransjo, wanneer hier 'n preek lewer hier voor of 'n praatjie lewer, moenie dink jy kan my net hanteer nie. Moenie dink jy het my net hanteer nie. Wanneer jy 'n les bied of aanbied of 'n Bybelstudie aanbied, moenie dink jy hanteer my sommer net nie. Ek's nie net hanteerbaar nie. Wees versigtig. Lukas 32, ons gaan klaar se kant toe. Lukas 23 vers 42, ons laaste karakter hier
In die skrif Lukas 23 vers 42. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. God is selfs gevaarlik in sy genade. Ek is lief om die woord gevaarlik te noem wanneer iemand iets baie goed doen, 'n instrument baie goed kan speel, baie goed in sport is, hy's gevaarlik. Ek het baie sabbate hier terwyl Tannie Annie daar pragtige liedere en liedjies speel, en ek en Andries hou wat dop, Andries, dan sê ek vir myself, Tannie Annie is gevaarlik op die klavier, maar God is nog gevaarliker in sy genade. Hierdie man aan die kruis, sou ek en u vir hom begenadig wees? Maar God se genade is gevaarlik. Indien dit iemand was wat dalk my familie leed aangedoen het, sou ek en u genadig gewees het, wanneer ek sosiale media oopmaak, en veral ek dink dit was verlede jaar Oscar Pistorius Sage, met sy uitkom uit die tronk. Wat lees ons op sosiale media? God sal hom oordeel. Sy straf is te lig. Maar God sê, my genade is groot. My genade is gevaarlik. Selfs die offisier wat hom gekruisig het, die wreedstes van die wreedstes het hulle gebruik om hierdie kruisigings uit te voer. My genade is vir jou ook genoeg, wanneer hy besef wie Jesus is. Ek het hier 'n definisie. As jy God se genade is die liefdevolle najaag van sy vyande. Is ek en u ook so gevaarlik in ons genade? Grace is love when you unlovable. En ons kan hierdie praatjie opsom, is 12:00 Johan, as ek op tyd. Ons kan hierdie praatjie opsom vanoggend. God is gevaarlik want hy is heilig. Hy is gevaarlik want ek is in sy diens. Hy is gevaarlik. Ek kan hom nie net hanteer nie. Ek mag nie sommer net so oor hom praat nie. Ek mag nie net sommer grappies oor hom maak nie. God is gevaarlik want sy genade is groot. Ek sluit af met 'n storie wat vertel word van 'n jong pa met 'n klein seentjie, en hierdie jong kind vra vir sy pa die vraag: hoe groot is God? En hulle staan buite op die grasperk en 'n Boeing vlieg oor, en die jong pa sê vir seentjie, dis hoe groot God is, soos hierdie vliegtuig wat daar hoog vlieg, en die seun sê, maar dis baie klein. En dan besluit hierdie jong pa, hy ry met hierdie kind tot by die lughawe, en hier staan so groot massiewe Boeing, en hulle stap nader, en hierdie seentjie sê vir sy pa, papa, maar hierdie Boeing is groot. En die les wat ek hier uitleer, hoe nader ek aan u, aan God beweeg, hoe nader ons aan hom kom, hoe groter word hy vir ons, hoe heiliger word hy vir ons, hoe meer besef ons groot sy genade vir ons is. En is my gebed vanoggend dat ons die dalk 'n verdraaide persepsie van 'n klein kind sou gehad het, dalk tot reg sal kom en ons sal besef met wie ons te doen het. Dis my gebed. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend 'n blik na u kon rig.
Here, U is gevaarlik want U is heilig. U is nog gevaarliker in U liefde en genade vir ons. Here, ons vra dat U ons vanoggend sal seën waar ons hier vandaan af sal gaan. En soos Dawid in Psalm 139 die grootheid sal bepeins. Want ons kan dit nie doen nie. U is te heilig, U is te groot. Seën ons dan, is my gebed. Amen.